Die vleismarkte begin nou in 'n moeilike fase inbeweeg. Speenkalfpryse hou nog redelik goed, slagbeespryse herstel effens, maar skaap- en varkpryse wys dat verbruikersdruk al hoe meer nou begin deurkom. Die groot vraag nou is, gaan die laer aanbod pryse ondersteun of gaan hoër brandstofpryse en druk wat ons nou by huishoudings gaan sien, die mark begin terughou? Ons gaan kyk na hierdie en meer in hierdie week se Netbank vleisprysoorsigg wat met trots aan jou gebring word deur Netbank en John Deere. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers is in 200 en 250 kg hierdie afgelope week sywaarts gebly op R42,98 per kilogram, terwyl die top 40% gemiddelde prys verhandel het op R44,75. Die top 10% prys het wel bietjie afgekom na R46,05 per kilogram. Provinsiaal het die Noordwes en die Oos-Kaapse pryse so rand bo die ander streke gebly op R44 of rondom die R44 merk, by die Noordwes se prys op R43,96 en die Oos-Kaap op R44,15. Die Vrystaat se gemiddelde prys staan tans op R43,31 met die Wes-Kaap nog laer rondom R39 per kilogram. Dit begin vir my klink asof die kalfprys vir die volgende week of so nou meer onder druk gaan kom, soos ons dieper in speentydperk inbeweeg en meer produsente kontantvloei nodig het en meer aanbod in die mark gaan insit. Weereens meer vraag van voerkrale en moontlik laer aanbod vanaf produsente hierdie seisoen wat goeie veiding en goedkoop voer nou kan kry, kan die normale daling van speenkalfpryse dalk so bietjie minder laat gebeur hierdie jaar en dis pryse op 'n hoër vlak hou as wat ons gewoonlik oor hierdie tyd van die jaar dan verwag. Die nasionale A23 slagprys het laasweek weer verbeter en staan dit tans op R61 per kilogram, met die C-graadprys wat gemiddeld dan ook so bietjie gestyg het na R56. Dis nou nasionale gemiddelde pryse uitgesluit die Noord-Kaap pryse waar die A23 prys steeds rondom die R54 merk steeds verhandel. Baie interessant is dat ons laas in 2023 so 'n klein verskil tussen die A en C-graad pryse gehad het met meer A-graad aanbod dink ek hierdie seisoen as ook vraag na C-grade wat steeds relatief goed bly. Daardie jaar het A-graad pryse dan gedaal in Junie en Julie maand na ongeveer R49 per kilogram. Ek dink egter nie ons gaan weer so 'n skerp daling sien tot op daardie vlakke hierdie jaar nie, maar dat ons rondom die R60 merk moontlik kan bly of dalk net onder die R60 merk soos ons in die wintermaande ingaan. Dalk kan ons bietjie hoër vraag sien na maalvleis en minder na fillet en steak wat 'n kenmerk is as verbruikers dan meer onder druk kom. En verbruikers gaan verseker nou onder druk kom met die brandstofpryse wat nou bo die R30 per liter gaan styg hierdie week. Die gemiddelde stoorlandprys daal laasweek weer met 4% na R49,04 per kilogram. Die Vrystaat se prys verhandel nou op R50,84, die Wes-Kaap op R48,74 en die Noord-Kaap wat nader aan die nasionale gemiddelde prys nou weer is op R47,84. Swaarder slaglammers wat dan meer as 32 kg geweeg het, staan dan nou op R48,30. Soos laasweek ook genoem, stoorlandpryse bereik dan gewoonlik sy hoogtepunt rondom Junie elke jaar, soos aanbod dan oor daardie tydperk baie laag is. Maar ek is wel bekommerd oor die vraagelement vir al hierdie jaar. Verbruikers kan baie onder druk kom en as rentekoerse byvoorbeeld ook nog binnekort dan gaan opbeweeg en brandstofpryse bly so hoog soos wat ons tans sien, kan dit veroorsaak dat die belde stywer getrek moet word en vraag na iets soos skape wat dan veral negatief beïnvloed kan word. Ek dink nie noodwendig pryse gaan nou skerp daal met hierdie inligting nie, maar dalk dat ons eerder sywaarts tot minder opwaartse bewegings in pryse kan sien, al het ons dan laer aanbod oor hierdie tydperk. Die A23 slagprys styg egter na R94,83 met die C23 prys nou op R74,25, ook hoër week op week. Seisonale tendense toon wel dat pryse eintlik moet opgaan in Mei en Junie, maar wonder ek steeds oor die verbruikers se vraag wat onder druk kan kom en moontlik die stygings bietjie kan teenwerk soos ons nou in die winter inbeweeg.
As jy ons reeds volg op YouTube of op Facebook, baie dankie vir jou ondersteuning. Jy maak hierdie vir ons werklik moontlik. As jy ons nog nie volg nie, maak asseblief gou seker dit kos jou absoluut niks en dit help ons om week na week hierdie onafhanklike landbouanalises en markinsigte met jou te deel. So, baie dankie vir ieder en elkeen se ondersteuning. Ons het nie laasweek plaaslike wolveilings gehad nie en bly plaaslike pryse dis onveranderd week op week. Die gemiddelde RWS-prys in Suid-Afrika staan dan steeds op R269,68, terwyl die prys in Australië dan baie sywaarts beweeg het met so 2 sent gestyg het na 18,97 Australiaanse dollar per kilogram. Grootbokpryse styg laasweek na R36,29, kleinbokke styg ook na R62,10, mediumbokke styg na R60,95 met bokoeipryse wat dan herstel het na R53,38. Soos ons verwag het, het pryse nou begin styg weens 'n groot toename in vraag met 'n groot fees wat in Junie maand plaasvind. Ek dink soos ons nader in Junie maand kom, kan die stygings in pryse dalk bietjie minder raak soos die vraag ook begin afneem. Die gevriesde ex-abattoir hoenderprys bly sywaarts op R35,31, varspryse bly op R42,71 en die EQF-prys op R37,96. Seisonale tendense dui steeds dat pryse bietjie moet daal nou soos ons in die wintermaande in beweeg en vraag gewoonlik onder druk kom. Die nasionale gemiddelde gegradeerde eierprys daal laasweek na R21,78 per dosyn. Dis natuurlik vir alle groottes wat dit insluit, terwyl ongegradeerde eiers gebly het op R18 per dosyn gemiddeld. Die nuutste spekvarkprys het dan ongelukkig weer skerp gedaal laasweek en val met 4% na R38,40. Vleisvarkpryse daal met so 1% na R39,86, met die nuutste worsvarkprys 3% laer op R30,77. Varkpryse behoort nog laer te bly tot in Mei en moontlik Junie, maar kan dan moontlik weer van Julie weer in 'n opwaartse tendens begin inbeweeg, soos ons na die einde van die jaar beweeg en vraag dan gewoonlik optel in die warmer maande. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys dan gebly op R3,600 per ton, graad 2 lucern op R3,200 en supreme lucern op R4,800 per ton, as jy wel in die hande kry. Die stygings in brandstofpryse het die wintermaandpryse uitgekanselleer en klink dit vir my of ons rondom die pryse nou vir die winter behoort te bly. As brandstofpryse dalk weer bietjie afkom, kan dit dalk positiewe bewegings vir ons lucernpryse beteken. Die vraag na chop is steeds baie laag, maar het pryse darm so klein bietjie opgetel laasweek en staan die nuutste chopprys nou op R2,250 per ton. Om op te som, die beesmark lyk tans redelik stabiel met speenkalfpryse wat onder seisonale druk nou kan kom, maar steeds ondersteun word deur voerkrale se vraag, goeie veiding en goedkoper voer. Slagbeespryse kan rondom die R60 merk bly, al kan swakker verbruikersvraag druk plaas op diedersnitte soos steak en fillet. In die skaapmark bly laer aanbod ondersteunend, maar hoë brandstofpryse, moontlike rentekoersdruk en 'n swakker verbruiker kan sterk prysstygings ongelukkig beperk. Varkpryse bly tans onder druk en kan nog tot Mei of Junie laer beweeg voordat beter vraag later in die jaar moontlik weer ondersteuning kan bied. Kortom, beestenskaap lyk sywaarts tot effens opwaarts, terwyl vark nog korttermyn onder druk kan bly. Hierdie Netbank vleis- en voerprysoorsyg word met trots aan jou gebring deur Netbank en John Deere. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien volgende week weer.